Vriende, baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is opgewonde oor hierdie dag en die gebed is dat die Here self hier met ons elkeen sal besig wees en dat sy naam onder ons verheerlik sal word. Ons gaan nou eers 'n paar liedere saam sing, lofliedere, en dan sal ons die aankondiginge doen. En daarna sal die trompet en die orgel ons begin vir ons speel Hosiana, Dawid se Seun. En dan sal die palmtakke ingedra word. Maar ek sal vir almal nog sê wanneer hulle moet uitbeweeg om die takke te gaan kry en die mense buite, die diakens en ouderlinge buite sal ook help om dit reg te laat verloop. Maar kom ons begin met Lied 219, vers 1 tot 3, laat ons sing van ons verlosser. Die 2 en 5, besing die lof van Jesus saam. Ons gaan al 5 verse sing. Besing die lof van Jesus saam, o engele bring hom eer. Hemel aarde om sy naam en die
wil begin. Bekeer jou en sy gees sal jou laat loop en prys en dat hy begin. Wil hom prys en eer hom dagelijks Ons gaan nou die aanbiddingslied sing wat ons net nog geluister het. All to Jesus I surrender. En ek wil vra dat ons dit staande sal sing asseblief. To Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I will ever love and trust You in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee. Fill me with Your love and power, let Your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Now I feel Your sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to Your name. I surrender all. I surrender all.
Ek gaan nou nie dat ons soos 'n wildsbok sing soos die plan was nie. Ek wil nou geleentheid gee vir Corneille om vir ons die aankondigings te doen. Robert van baie goed met julle. Het is 'n pragtige lied wat ons in die laaste gesing. Daar is 'n paar aankondigings. Saam met die mense op ons gebedslysie waar ons werklik waar aan die Here moet opdra. Dink ook ons moet ook 'n tydjie neem ons moet vir die Here baie dankie sê vir die wonderlike reën wat hy die afgelope paar weke vir ons gegee het. Die Here is regtig niks onmoontlik. Dan wil ek ook vir julle vertel, ons het 'n lekker week wat voor lê. Donderdag aand is wit donderdag. Maar gaan ook nagmaal bedien word, dis die aandsessie. So ons mooi julle almal en asseblief kom hier na toe. En dan Sondag is dan 'n Paas nagmaal. Dit is ons groot geleentheid, asseblief. Dit is almal welkom, kom ons doen dit saam. En ons is ook vreeslik opgewonde, ons Bybelskool begin weer vanaand. En dis nooit te laat om aan te sluit. Gaan registreer julle self nie daar in die kerkkantoor al die ander julle. Dit sal vir julle help. Dan as ek so na ons verjaarsdaglysie op die aankondigings kyk, dan gaan daar vreeslik baie gekoeker gegee word hierdie week wat kom. So ek wil net van die kerk wat sy kant af op vir julle ongeluk wees met julle verjaardag. Dan die Mariana Jacobs sê net van almal baie dankie vir die brille wat daar by die kerkkantoor afgegee is. Hulle gaan Dinsdag nou daar toe vir die gemeenskapsprojek, so die van julle wat nog brille het wat dit maandag kan afgee daar, asseblief doen so. Maar kom ons dink ook aan hulle in ons gebede. En dan die damesgroep, Andrea het gevra, as daar dames is wat nog nie op die damesgroep is nie. Ek verneem, dis 'n baie lekker groep, dis 'n klomp dames wat boevers en suikers is, en wat ook 'n lekker geselskap is. So asseblief, dis nie net 'n geleentheid om jouself beskikbaar te stel, maar dit is ook 'n geleentheid om ander mense te leer ken. Andrea sal na die diens daar in die voorportaal wees, om die name te vat om op die lysie te sit. En dan laastens, ons terug na die tyd in die kerk sal lekker koffie en tee, om geniet saam met ons. Dankie Corneille. Ek gaan ook nou 'n paar goeie sê, voordat ek nou by my aankondigings kom. Die persone wat vir ons die takke gaan help indra, as julle nou kan uitbeweeg buitentoe asseblief, as julle nog nie buite is nie. Kerkraaslede gaan van die kant af kom, hulle kan so lank uitgaan, en dan is die res lyk my klaar buite. Gaaf. Net 'n verduideliking, ja, wat ek net eers gou gesê, ons het donderdag aand ook nagmaal, so dis donderdag aand en Sondag nagmaal, en dan nou Dinsdagoggend by Acacia Park, en Woensdagoggend by Stillerlee, sal die nagmaal bedien word. Wat vanoggend se diens aanbetref, die kruisies wat jy ontvang het, as jy nie 'n kruisie gekry het met die inkom nie, neem een met die uitgaan. Daardie kruisie moet jy asseblief hou. En volgende jaar, met die Sondag van verheerliking, dit is die Sondag net voor Aswoensdag, dan bring jy daai kruisies terug kerk toe. En dan veras ons daardie kruisies. En dan gebruik ons die as van daardie kruisies om die as en om te meng, althans met olyfolie, om by Aswoensdag te gebruik. So daar is 'n hele proses. So volgende jaar se Aswoensdag, die kruisie wat ons maak, sal wees met die as van die kruisies wat u vandag ontvang het. En asseblief daai
verrassing van daardie kruisies het niks te maak met die kruise verbrand en sulke soort van goed nie. Dit is alles om te sê, ons gee ons hele wese, gee ons vir die Here. Dan weet die meeste van die seker ook al van Dominee Wiets wat geval het en baie seer gekry het. Hy het ribbes gebreek en hy is geopereer. Elmer, het daar enige nuwe nuus van gister af? So, hy herstel nou in die hospitaal onder in Oudtshoorn, in Mosselbaai. Hulle was in Oudtshoorn gewees vir die KAK&K. Maar ons dink in ons gebede aan hom en aan Joy en hulle familie. Goed, ons gaan nou luister na Hosiana Davidson en die palmtakke sal ingedra word. Baie dankie. Vriende, ons sny die 7de lydenskers en ons dink aan Jesus se 7de, sy laaste kruiswoord. Vader, in u hande gee ek my gees. Sluit die oë. Eer aan God die Vader en die Seun en die Heilige Gees, soos dit was in die begin, nou is en altyd sal wees, Gods wêreld sonder einde. As iemand agter hom wil aangaan,
moet sy of hy hul kruis opneem en hom volg. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons gaan nou die Here loof met lied 223 aan Jesus Koning al die eer. Vanoggend toe ek voorberei, toe wonder ek, het Jesus, toe hy op die donkie in die stad ingekom het, geglimlag? Kijk, die prentjie wat ons in ons kop het, is dat hy geglimlag het. Hy het triomfantlik die stad ingekom. Maar ons lees dit in die Bybel nie. So ek wonder nogal, het hy geglimlag? Was hy ernstig? Het daar 'n traan of twee van sy wang afgeloop? Want hy het geweet waarvoor hy daar is. En die ander nie. Dink 'n bietjie oor daai ding. Het Jesus geglimlag? Wat ons wel weet, is dat die Here met 'n glimlag na ons, sy kinders, kyk, en dat hy vir ons altyd uitnooi om na hom toe te kom met al ons sonde. En hy gee vir ons die belofte dat hy ons vergewe ook. So ons gaan nou saam sing by lied 389, al twee verse. Is dit my koning? Dan kry ons die prentjie van Jesus aan die kruis met die doringkroon. Is dit my koning?
As ons ons sonde bely, hy is getrou, hy is regverdig, hy reinig ons van alle kwaad, vergewe ons elke sonde. Kom ons dank die Here met lied 387 se 4de vers. Here, ons het 'n diep dankbaarheid vir dit wat U vir ons is, vir ons doen. Dat U ons aanskou en U is nie blind nie. U sien ons foute, U sien ons sonde. U sien die mooi goed wat ons doen. U sien die lelike goed. U weet alles van ons. En tog is vir ons lief. Dankie Here dat U ons so uit U hart uit omhels. En dat niks skeiding tussen U en ons kan bring nie. Here, dit is ons troos. Dat U vir ons in Christus 'n saligmaker gegee het. En dat U deur die Gees ons hom laat ontvang het. Met vreugde en in nederigheid. Here, wanneer ons vandag dink aan U intog, dan
wil ons nie in die versoeking kom om vir almal daai tyd te blameer wat so die dinge verkeerd gehad het nie. Ons en hulle is maar dieselfde. Ons het net 'n dankbaarheid, Here, dat ons vandag kan weet wat eintlik gebeur het. En dat dit die groot verskil in ons lewens maak. Ons bid, Here, dat ons lewens vir U sal toejuig, sal getuig daarvan, U is waarlik die koning. Here, hoor vir ons wanneer ons bid vir hulle in ons midde wat swaar kry, wat siek is, wat geopereer is. Ons bid dat U hulle elkeen sal omvou. U weet wie hulle is, ons ken hulle, ons loop 'n pad saam met hulle, ons dra hulle aan U op, en ons dank U dat U in U liefde ook by hulle teenwoordig is. Nou bid ons, Here, dat U naam onder ons geëer word, en dat U koninkryk onder ons kom. Amen. Ek gaan nou net die kinders vorentoe roep. Ek wil net vir u sê, ek was nou te aangedaan om iets te sê. Maar ek het nog nooit so 'n mooi Palmsondag beleef, soos vanoggend nie. Die trompet, baie dankie, saam met die orgel. Elkeen wat inkom met 'n glimlag. Dit was iets groots. Dit het vir my gister al begin. Toe 'n hele klomp ouens net hier opgedaag het. En kom help het om die paar takke gou te plaas wat ek gedog het ek gou vinnig gaan doen. En toe ek in Henriette kom, toe is Elmarie ook hier, toe sê Elmarie, nee, sy gaan gou reël. En kort voor lank, toe is die 4 manne wat help. Baie dankie daarvoor. Goed, my maatjies, as julle kan vorentoe kom asseblief, en hier in die voorste ry kom sit. Is in die ry, is voor in die voorste ry asseblief. Was dit vir julle lekker om die takke in te dra? Nou goed, ek wil gou vir julle verduidelik. Toe Jesus destyds in Jerusalem gekom het, net voor Paasfees, net voor sy kruisiging, toe was daar baie mense wat hom welkom het, en hulle was almal baie opgewonde oor Jesus, want hulle het gehou van hom. Hulle het gesien hoe maak hy, hulle het die liefde in hom gesien, en hy was vir hulle goed, en hulle was bly om hom te sien. So hulle het almal gekom om vir hom te kom groet. Maar daar was een ding wat verkeerd was. Hulle het gedink, Jesus gaan nou kom om die Romeine in die see te jag. Nee, die Romeine het die lewe vir hulle moeilik gemaak. Was hulle vyand gewees. Maar Jesus het gekom om vir ons sondes te sterf. Dis waarvoor hy gekom het. So hulle het dit verkeerd verstaan. Nou ons kan dit ook verkeerd verstaan. Ons kan ook baie keer dink aan wat alles Paasnaweek gebeur, en dan kan ons sê, o, dit is lekker, ons gaan nie skool toe nie, dit is lekker vakansie daar vir ons, die Sondag, is daar Paaseiers en alles by almal, dan kan ons sê, dit is nou baie lekker, maar dan verstaan ons het nog nie heeltemal reg nie, nee. Alle goeders is wonderlik, maar ons moet altyd onthou, Jesus het gekom, hy het swaar gekry daar aan die kruis, hy is dood daar, sodat ons sondes vergewe kan word. Ons moet dit nooit vergeet nie. Nou, julle het allemaal kruisies gekry by die deur, as julle nie gekry het, gaan julle vir julle nou kry met die uitgaan, maar ek gaan vir julle elkeen 'n ekstra kruisie gee. En ek wil vir julle vra om hierdie kruisie vir 'n maatjie te gaan gee. En vir die maatjie te gaan onthou,
dat Jesus aan die kruis gesterf het vir jou maatjie se sondes, jou maatjie gaan sê, die Here is verskriklik lief vir jou. En dan vir jou maatjie vra om die kruisie en sy en haar Bybel te hou, op hulle bedkassie neer te sit, dat hulle altyd kan onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Dit reg so met julle? OK. Goed, baie dankie dat julle vorentoe gekom het. Ek gaan vir jou 'n bietjie groter enetjie gee. So. En dan kan julle maar weer gaan sit. Daar is 'n ou kleintjie vir jou. Goed. Sy. Jo, hierdie enetjie is baie klein. Ek gaan vir jou 'n groter enetjie gee. Wil jy hom hê? OK, vat hom ook. Gee daai vir 'n klein maatjie en daai net vir 'n groot maatjie. OK. En jy gaan ook sommer tweeetjies kry. Vir 2 maatjies. Baie dankie. Goed, ons gaan nou uit die Here se woord lees, 3 gedeeltes uit Johannes, hoofstuk 12, vers 12 tot 16, en dan van 23 tot 28, en dan 18 vers 1 tot 12. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op 'n donkie geklim, wat hy daar gekry het. Soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom, en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink, dat wat daar geskrywe staan, op hom betrekking gehad het, en dat dit met hom gebeur het. Vers 23, daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is ek diep ontsteld. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Maar juis hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. Hoofstuk 18. Nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor Kedonspruit gegaan. Daar was 'n tuin, en hy en sy disippels het daarin gegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar gekom het. Judas het toe die afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs, en hulle daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens. En omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra, wie soek julle? Jesus van Nasaret, antwoord hulle hom. Dit is ek, sê hy toe vir hulle. En Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe Jesus dan vir hulle sê, dit is ek,
het hulle teruggedeins en op die grond neergeval. Hy vra hulle toe weer, vir wie soek julle? En hulle sê, Jesus van Nasaret. En toe sê Jesus, ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan. So sou vervul word wat hy voorheen gesê het, van die wat u my gegee het ek niemand verlore laat gaan nie. Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad. Hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, sit die swaard in sy skede terug. Moet ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader my gegee het nie? Moet ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader my gegee het nie? Dit is die woord van die Here. Nou die tema by vandag se preek is 'n vraag. In wie se optog is jy? In wie se optog is jy? Kyk, teen die agtergrond van dit wat hier gebeur, lê eintlik die stryd, of onder andere die stryd tussen die empire en die koninkryk. Ek gebruik spesifiek die woord empire, want in Afrikaans het ons nie, die Afrikaanse woord ryk, hou nie daai betekenis in van mag en verdrukking nie. Nee. Te praat van die Romeinse ryk dis hulle. Om te praat van die Romeinse empire. Nee. So om te sê, dis daai verdrukkende klomp. So dit gaan hier oor hierdie twee, wat teenoor mekaar gestel word. Die empire en die koninkryk. Nou daai tyd was dit 'n geweldige muurnes in Jerusalem. In Jerusalem het 'n bevolking gehad normaalweg van 10.000 mense. Die stad was gebou vir 10.000 mense. Maar oor Paasnaweek, sê die ouens, was daar 200.000 pelgrims wat bygekom het. So daar is oor die 200.000 mense in Jerusalem. Die dorp is 20 keer te klein vir al die mense wat daar is. So dis 'n muurnes. Dis is 'n die mekaar spel. Maar nou sê Marcus Borg, wat 'n baie gerekende Nuwe Testamentikus is, wat spesialiseer in die geskiedenis rondom Jesus, die historiese Jesus. Hy sê, daar was daai week 2 optogte. Daar was 'n amptelike optog, en dan was daar 'n impromptu optog. Daar was 'n optog wat gespreek het van mag en verdrukking, en dan was daar 'n ander optog wat gespreek het van nederigheid en van diens. Die eerste ene was die optog van Pilatus. Pilatus sou daar aangekom het in Jerusalem, en hy sou deur die westelike poort ingekom het. En hy sou nie alleen ingekom het nie, hy sou ingekom het met 'n hele kontingent van soldate, party berede, ander voetsoldate, met trompetgeskal, met tromme wat speel, sou hulle daarin marseer as 'n magtige klomp mense van Caesarea se kant af, want dit is waar sy hoofkwartier was. Hy het eintlik gebly in Caesarea. Maar as daar moeilikheid verwag was in Jerusalem, dan het hulle gekom om hier te kom. So Pilatus en sy groot kontingent kom daar aan met die doel om skarebeheer toe te pas. En dit is te verstaan, want jy het al hierdie baie mense wat al klaar op sigself 'n probleem is, maar onder die Jode was daar verskillende faksies. Daar was die Fariseërs, en daar was die Sadduseërs, daar was die Esseners,
die Herodiane, wat nogal gehou het van Herodes, en dan was daar die Zelote, wat eintlik 'n terroristiese organisasie was, wat Joodse nasionalisme aangewakker het. Al hierdie ouens is daar, en van heinde en verre is hulle daar in Jerusalem by mekaar, en dis 'n geleentheid vir hulle om reklame te maak, vir hulle betrokke organisasie. En uiteraard, kan dit mos nou lei tot allerhande opstote. En om alles te kroon, sou hy ook die berig, of die gerug al gehoor het, maar dit was eintlik 'n berig, van Lazarus wat opgestaan het uit die dood uit. Nou dit sou net die Jode se verwagting van hulle Messias wat kom, opgestoot het. En hulle het 'n vrees gehad vir hierdie ding van 'n Messias wat gaan kom. Nou moet hy, vir wie die mense haat, en die empire, vir wie hy verteenwoordig, vir wie hulle ook haat, hy moet hulle nou beheer. So om dit te doen, kom hy met hierdie magtige kontingent van soldate daar ingemarseer. Ek kan my nogal indink, jy kon nogal bang geraak het, as die klomp by jou verbykom. So hy kom met magsvertoon, in die naam van keizer Tiberius, die seun van God, want so die keisers na hulle self verwys. En daai parade is simbolies van mag, van geweld, van onderdrukking. Dit is Pilatus en sy politieke empire. Maar nou behalwe vir sy politieke empire, was daar ook nog 'n godsdienstige empire in Jerusalem, onder leiding van die Joodse Raad en die priesterhoofde, die hele tempelpersoneel, en die Sadduseërs en die Fariseërs. Mense wat geen goeie bedoelinge met Jesus gehad het nie, wat niks van Pilatus gehou het nie, maar wat vir hulle self gesê het, as ons wil ontslaa raak van Jesus, dan gaan ons van Pilatus moet kaap. Dan gaan ons van Pilatus 'n pion van ons moet maak. Ons gaan vir Pilatus moet sê, jy beter doen wat ons vra. Anders is die moeilikheid in die dorp, en dan gaan die keiser op jou neerkom. So Pilatus dog, hy is 'n beheer. Maar eintlik was die Joodse empire, die godsdienstige empire, in beheer. En hy het daai dag net vir hulle gewerk. Dis nou die empires, een kant, van daai kant af. En dan kom Jesus. Jesus kom in die ooste uit. By die oostelike hek, oostelike poort, kom hy in die stad in. En die mense huldig hom, hulle het gehou van hom. En hulle het verwag dat hy groot dinge gaan doen. Hulle het verwag dat hy die Romeine in die see gaan jaag. As het ware, of hy nou daai parade van Pilatus gaan aanvat. In hierdie week gaan daai ding nou gebeur. Die twee gaan nou met mekaar bots. Maar dis nie Jesus en die koninkryk wat hy verteenwoordig nie. En baie gesê, terwyl dit nou Palmsondag is, palmtakke was vir hulle ook simbolies van Joodse nasionalisme. So hulle het in hulle kop baie sterk die idee gehad, hier kom ons nuwe regering. En toe is hierdie koning se kroningsplegtigheid 'n kruisiging. So anders is hierdie koninkryk. Jesus daag nie op te perd nie. Hy daag nie op met 'n klomp generaals om hom nie. Hy het nie eens 'n enkele soldaat by hom nie. Al wat hy gehad het, was 'n geleende donkie, en 12 oukies wat nie lekker weet wat gaan aan nie, en nog 'n skare wat glad nie 'n klou het waaroor dinge gaan nie. Dit is waarmee Jesus opdaag voor hierdie magtige empires wat voor hom is. En tog was Jesus in beheer. Jesus was daai dag die gesagvoerder.
Daai donkie was natuurlik tekenend van hoe hierdie koninkryk is, né? Nederigheid, sagmoedigheid, vrede ensovoorts. Maar dit was ook simbolies gewees van iemand wat seker is van sy saak. Iemand wat sê, hierdie skare en die empire en die Jode is almal vir my 'n bedreiging, maar ek is seker ek doen die regte ding. En daarom doen ek dit sonder om terug te deins. Interessant dat Johannes in sy evangelie baie sterk klem lê op Jesus se gesag en dat Jesus se hele aardse werk en veral dit wat gebeur het oor Paasnaweek, dat dit alles onder sy inisiatief was, dat hy in beheer was van dinge, dat ek die woord inisiatief wegvat, hy was in beheer daarvan. Ek noem vir julle 'n paar goed. In hoofstuk 10 sê hy vir die mense, ek lê my lewe uit my eie uit af. Niemand neem my lewe van my weg nie. Ek lê dit self af en ek neem dit self weer op. Vriende, nie eers die Vader het sy lewe van hom weggeneem nie. Hy en die Vader was in hierdie ding dit met mekaar eens. Dit is wat moet gebeur. Jesus het dit nie onder dwang gedoen nie. Hy het dit gedoen omdat hy wou doen wat reg was, wat goed was vir ons as mense, soos God dit beskik het. Hy kondig self aan, sê Johannes, ons gaan na Jerusalem toe. En hy vertel vir hulle wat daar gaan gebeur. Dit gebeur nie maar sommer net nie, hy het gesê, dis wat gaan gebeur. Hy sien dit kom. As Maria Magdalena vir homself met die parfuumolie, dan sê Jesus, hy berei my voor vir my begrafnis. Dit gaan nou binnekort gebeur. En daar in die tuin is dit ongelooflik hoe Jesus se gesag tentoongestel word. Judas arriveer daar met wat genoem word 'n spyra, 'n kontingent, 'n afdeling soldate van tussen 200 en 600. Onder aanvoering van 'n hoofman oor 1000. Dit is nou so iets tussen 'n kolonel en 'n brigadier. Hulle daag daarop. Hier is Jesus en die ander 11 disippels, en hier kom hierdie oormag daar na hulle toe in die tuin. En interessant dat Johannes nie in sy beskrywing vir Judas die eer gee om vir Jesus te soen nie. Hy sê net, Judas het ook daar gestaan. Jesus tree self na vore, sê hy, en vra, wie soek julle? Jesus vra die vraag. En dan antwoord Jesus nadat hulle gesê het, wie julle soek, dit is ek. En daar val die hele klomp om, hulle skrik hulle boeglam, nie net vir sy vrymoedigheid nie, maar die woord, dit is ek, is dieselfde ego eimi in Grieks, wat in Hebreëus is Yahweh. Ek is, dis God se naam. En Johannes het dwars sy evangelie geweldig baie ek is uitsprake uit Jesus se mond uit. Waarmee Jesus wil sê, ek is nie maar net hier as 'n mens nie, ek is hier in God se naam. Ek is nie maar sommer net 'n mens nie. Ek verteenwoordig God. Dit is ek. Petrus raak braaf. Hy pluk sy swaard uit. Hy kom nou met mag en geweld gaan hy dinge nou so regmaak. En Jesus gee 'n tweede bevel. Hy sê vir Petrus, sit weg jou swaard. En dan vra hy vir hom, het ek dan nie hiervoor gekom nie. Maar baie interessant. Tot hiertoe is die brigadier stil.
Miskien was dit die brigadier wat daarom gesê het, Jesus van Nazareth. Nee, toe Jesus gevra het, wie soek julle? Maar Jesus vra die vraag, Jesus gee die opdragte. Die brigadier staan maar net daar. Hy het nie eintlik 'n sê hierso nie. En dan gee Jesus nog 'n derde opdrag vir die brigadier. Hy sê, laat my disippels gaan. Jy soek nie vir hulle nie, jy soek vir my. So jy sien, vriende, Jesus is nie daar uitgelewer aan die genade van die mense om hom nie. Hy is daar in die naam van God. En daarom is hy daar met vrymoedigheid. Interessant, ek het dit al vir julle genoem, en julle kan dit gerus gaan nalees. Oral waar Johannes verwys, nee, kom ek sê telkens, meeste van die kere, wanneer Johannes verwys na Jesus se kruisiging, sy dood, dan noem hy dit sy verheerliking. Sy verheerliking. Partykeer sê hy sy verhooging, hy sê hy sal opgelig word, nee, sy verheerliking. As ons hier lees van die disippels het nie verstaan nie, hulle sou eers nadat hy verheerlik is verstaan, dan dink ons dit verwys nou na die hemelvaart, maar eintlik verwys dit net na die kruisiging. Want dis waar hy toe nou volgens Johannes verheerlik was. Nee vriende, Jesus se koningskap het nie van mense afgehang nie. Hy het gekom regtig waar in die naam van God. En daarom kon hy met soveel oortuiging sê, sal ek dan nie die beker drink wat die Vader vir my gegee het nie. Ek moet. Dis my doel. Dis waarvoor ek hier is. Maar as Johannes nou vir ons vertel dat Jesus so in beheer was, dat hy soveel gesag gehad het, dan moet ons glad nie onder die indruk wees dat dit vir Jesus maklik was nie. Dit was glad nie vir hom maklik gewees nie. Ons moet nie dink, ja, maar hy was ook anders as ons, hy het al die krag gehad, hy het die vermoë gekry om al daai pyn te kan hanteer, so asof hy ligvoets oor dit alles gegaan het. Niks daarvan nie, hy het dit niks makliker gehad as wat ons dit sou hê as ons daar was nie. Miskien nog moeiliker, want ons sou daarom nog geweet het hoekom ons daar is. Ons het gesondig. Hy is daar omdat hy nie gesondig het, maar al die ander gesondig het. So sy lyding was eintlik erger as ons, né? Maar Jesus het loutere hel beleef. En moenie mislees nie in hoofstuk 12 vers 7, waar Jesus sê, ek is benoud, ek is diep ontsteld. Een Engelse vertaling sê, I am in anguish. Ek is beangs. Dit was vir hom bitter moeilik. Hy het nooit vir sy disippels gesê, luister, daar gaan nou 'n klomp slegte goed gebeur in Jerusalem, maar moenie bekommer nie, jy weet, môre oormôre is dit verby en dan staan ek op en dan gaan die lewe weer aan nie. Hy het elke keer met 'n benoudheid oor hom vir hulle gesê, dis wat gaan gebeur. En selfs in die tuin vir hulle gesê, bly net by my. So vriende, ons moet raak sien, dat wanneer die uur kom, wat vir jou roep tot aksie, soos vir Jesus, dan moet jy inval. Al kost dit wat. Dis wat Jesus gedoen het. So ek vra die vraag, dis die laaste punt, hoe reageer jy op hierdie optogte? In wie se optog is jy? Wanneer jy nou vandag, môre oormôre keuses moet maak. Wanneer jy deur mense te nagekom word. Wanneer jy te doen kry met die dwaasheid van mense. Wanneer jy te make kry met
met mense wat swaar kry, wanneer jy met onreg te maak het, hoe reageer jy in daai situasie? Gaan jy, as daai aanvegtinge kom en daai goeders gebeur, gaan jy 'n magsvertoning aansit, opsit, gaan jy besluit, nee, ek gaan met mag en geweld hierdie ding oorwin. Ek gaan my nie laat intimideer nie. Ek gaan dit, ek gaan dat. Mense op hulle plek sit, of gaan jy die pad loop soos wat dit vir jou gegee is? Gaan jy probeer om jou eer te beskerm? Of gaan jy eerder vra, hoe beskerm ek die Here se eer hierso? Gaan jy Jerusalem ingaan met jou kruis? Of gaan jy maak soos wat ek dikwels maak, tot my skande en verby jou? Gaan jy jou Jerusalemme wat vir jou gegee word, gaan jy hulle van die ooste af inkom, van met Jesus saam, of gaan jy van die ander kant af inkom? Hoe gaan jy reageer op die gebrokenheid en die pyn en die angs in hierdie wêreld? Gaan jy daai gebrokenheid wat in die wêreld is omhels en dit jou probleem maak? Of gaan jy jou hande in onskuld was en sê dit niks met my uit te waai nie? En soos Pilatus en Caiaphas gaan jy aan die ander kant toe kyk. Wat gaan jou dryf in daai situasies? Gaan dit vrees wees vir alles en almal? Of gaan dit die genade van God wees? Vriende, die kort en die lank van alles is, as ons in hierdie tyd, ons almal, oor ons pad saam met Jesus dink, is ons lewens reddend, of is ons lewens ontredderend vir die wêreld? Help ons, of maak ons meer moeilikheid? Waar staan jy? So wanneer jy opgeroep word om in te val in die optog, mag die Here gee dat ons elkeen die moed sal hê om te sê, maar vir hierdie uur het ek gekom. Amen. Here, daar kom baie sulke oomblikke oor ons pad. Daar het al baie sulke ure by ons verby gegaan, waar ons niks gedoen het nie, of verkeerd gedoen het. Dit kan nie so aangaan nie. So ons kom buig voor U en kom sê vir U tussen hierdie takke, dat ons hulde aan U bring. U is ons alles. Sal U vir ons lei, sal U vir ons krag gee en moed, om die ure wat vorentoe oor ons pad kom, om dit aan te gryp, om die beker wat U vir ons gee, te drink. Amen.
Ons gaan die Here dan met ons liefdegawes dien. Goed vriende, ons gaan nou saam sing die 202, Prys hom die Hemelvors. Prys hom die Hemelvors, op sy verhewe troon. Lof hom aan die Hemelvors.
lam van God, want hy is vir ons geslaag. Hy het ons met sy bloed gekoop, is in sy reddingsmacht. Uit elke stam en taal het hy ons vry gemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaak. Lof weer heerlikheid, die wysheid en die krag. Behoort aan God daarop die troon en aan die lam geslaag. Tot in die ewigheid sal ons die lied laat hoor. Die Here skepping oor al oorloop amen en ek hoor. Mag die Here ons seën met ongemak oor maklike antwoorde, oor halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat ons uit die diepte van ons hart kan leef. Mag hy ons seën met trane vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat ons ons hand sal uitsteek om hulle pyn in blydskap te verander. En mag hy ons seën met genoeg dwaasheid om te glo dat ons in sy naam 'n verskil kan maak. Baie dankie.